Daar is egter baie administrasie vir die naasbestaandes na die afsterwe van 'n geliefde. Boedels of testamente kan hoofbrekens veroorsaak en selfs families uitmekaar skeer. Nou om boedels met ons deur te trap, verwelkom ons vir Volker Kreer. Hy's 'n boedelkenner en direkteur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg. Goeiemôre, goeienaand en welkom. Nou, dankie vir die uitnodiging, Elvis. Nou Volker, testamente, dis nou 'n ding wat nou aan die gang is en dis 'n testamente week van die Regspraktykraad, dis nou 'n aantog. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan en wat behels dit? Voorheen was dit die Prokureursorde, nou is dit die Regspraktykraad, in Engels die Legal Practice Council, wat elke jaar die testamente week gedurende September aanbied. Hierdie jaar is van die 16de tot die 20ste September. Nou gedurende daai week kan mense by deelnemende prokureursfirmas hulle testamente gratis laat hersien en ook gratis 'n nuwe testament laat opstel as dit nodig is. So as daar kykers is wat dalk nie 'n testament het nie of wat verouderde testamente het wat dalk hersien moet word, kan hulle gerus van daai aanbod gebruik maak. So dis gratis. Dis gratis, geen kostes nie. Ja. Nou baie mense het geen testamente of 'n boedel nie. Wat gebeur as so iemand te sterwe kom? Daar is 'n wet, die wet op interstate erfopvolging wat dan toegepas word wat voorskryf wie dan moet erf, maar in baie gevalle gaan dit wat die wet voorskryf nie in lyn wees met wat die erflater graag sou wou gehad het. So die beste is maar om liewer 'n testament te verlei sodat jy kan seker maak dat die regte persone dan op die einde erf. Hoe oud moet 'n mens wees om 'n testament uit te maak? 'n Persoon wat 16 jaar of ouer is, kan 'n testament verlei. Getuie moet 14 jaar of ouer wees, maar om 'n testament as sulks te verlei is die minimum 16 jaar. Nou onlangs 'n geval was daar 'n probleem van 'n wynboer wat sy boedel het nuusopslag gemaak en ek wil net kyk hierso. In die geval is die vermoorde wynboer Stefan Smit. Netwerk 24 het berig hieroor onder die opskrif weduwee hooferfgenaam in Nuwe Testament van die wynboer. Nou uiteraard het hy 2 testamente gehad en dan die eerstehandse kennis van die feite van die geval is dat daar 'n regsbeginsel hier te sprake is. So, kom ons begin by die kwessie van 2 testamente. Waaroor berig word? Volgens die eerste een is die 2 kinders die hooferfgename en volgens die tweede een blykbaar die tweede vrou. Nou, aan watter een sal daar uitvoering gegee kan word? Normaalweg sal 'n testament en ek vermoed in hierdie geval ook 'n roepingsklausule bevat. So as die tweede testament dan bepaal dat die vorige testament en alle testamente voor dit herroep word, dan sal er natuurlik aan die tweede testament uitvoering gegee word. Maar selfs al is daar nie so 'n roepingsklausule nie, in die meeste gevalle behoort dit duidelik te wees uit die testament of die erflater bedoel het om 'n nuwe beskikking te maak van sy bates. En as dit die geval is, dan sal daar in elk geval aanvaar word dat alle vorige testamente nie afdwingbaar is nie. Volgens die eerste testament ook sou die tweede vrou glo slegs 'n verblyfsreg ten opsigte van 'n meentuis en 'n aftreeoord in Stellenbosch erf. Wat beteken so 'n verblyfreg dan in daai geval? Ja, dit hang maar af hoe die testament bewoord is. In baie gevalle is die verblyfreg vir 'n sekere tydperk en dan verval hy natuurlik na daai tydperk. Soms is dit ook 'n lewenslange verblyfreg wat toegeken word aan so 'n gade. So 'n mens moet maar kyk wat die testament bepaal. Soms word dit ook uitgebrei na 'n vruggebruik. Verblyfreg beteken normaalweg net dat die betrokke persoon daar kan bly vir die tydperk of vir die res van sy lewe. Terwyl in die geval van 'n vruggebruik kan 'n mens die volle voordeel van die eiendom geniet en hom ook selfs byvoorbeeld verhuur. So in 'n geval waar daar kinders is uit 'n vorige huwelik en daar's 'n tweede vrou wat dikwels 'n moeilike situasie is en die erflater wil hê dat die kinders op die einde bevoordeel word, maar hy wil daarom ook vir sy vrou sorg, is so 'n verblyfreg of 'n vruggebruik 'n opsie waarna mens kan kyk om dit reg te kry. Met ander woorde te sorg dat die kinders die eiendom op die einde van die dag kry, maar jy sorg ook vir die langslewende gade. Praat met my oor 'n lewende testament. Wat is dit? Lewende testament is 'n opdrag aan jou familie en jou dokter dat jy nie kunsmatig aan die lewe gehou wil word nie, dat jy met die nodige medikasie, die pynverligting wel kry, maar dat jy dan toegelaat word om 'n natuurlike dood te sterf. So 'n lewende testament kan in my ondervinding dan die besluit makliker maak vir die familie en die dokter om maar liewers die masjiene af te skakel. As 'n persoon byvoorbeeld na 'n motorongeluk net daar lê, hy's breindood, daar's geen hoop hoegenaamd dat die persoon gaan herstel en dan kan dit natuurlik 'n klompie trauma en mediese kostes verhoed. So ek dink dis nogal 'n sinvolle ding. Ek het persoonlik 'n lewende testament. Ek stel jou testamente op en ek sou sê omtrent 70-80% van die mense met wie ek praat,
besluit op die einde van die dag om ook maar 'n lewende testament te teken. Net kortliks, ons het nie baie tyd nie, maar watter ander dokumente moet jy saam met die testament hou en waar kry jy so 'n lys? Op ons webtuiste van Velden Duffy, die adres is vvd.co.za, is daar so 'n lys gestoor. Mense kan net 'n soek doen met testament dokumente en dan daardie dokumente bære saam met jou testament en dit kan definitief die beredingsproses baie makliker maak vir jou familie en jou eksekuteur. Ek sê vir jou baie dankie Volker dat jy ingeloer het.